Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Nadat Noag, sy familie en die diere in die ark ingegaan het, lees ons in Genesis 7 vers 16, en die Here het agter hom toegesluit. En toe alles verby is en die ark tot ruste gekom het God vir Noag in Genesis 8 vers 16 gesê, gaan uit die ark, jy en jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou. God weet wanneer om deure in jou lewe oop te maak en wanneer om deure toe te maak. Die Bybel sê ook in Openbaring 3 vers 7, dit sê die Heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. As God 'n deur oopmaak, kan niemand hom sluit nie. En as God 'n deur toemaak, kan niemand hom oopmaak nie. God weet wat die beste vir ons is. Daarom moet ons hom nie net dank vir die deure wat hy oopmaak in ons lewens nie, maar ook vir die deure wat hy toemaak. Op hierdie oomblik voel dit dalk vir jou asof daar meer deure in jou lewe toegaan as wat daar deure oopgaan. Maar wees geduldig en wag op God se tydsberekening. Die grootste fout wat ons kan maak terwyl ons besig is om te wag, is om deure oop te probeer forceer. God weet wat hy doen. Hy weet wat die beste vir jou is en jy kan hom vertrou omdat hy 'n goeie God is. Wanneer jy God vertrou met jou toekoms, sal hy vir jou die regte deure op die regte tyd oopmaak en so sal hy jou lei deur een deur op 'n slag. En eendag, wanneer jy deur dit is wat jy jou nou so oor bekommer, sal jy terugkyk en die doel agter die deure sien wat hy toegemaak het, as ook agter die wat hy oopgemaak het. Here, vandag sit ek my volle vertroue in U. Maak asseblief die regte deure vir my oop en die toe wat ek nie veronderstel is om deur te loop nie. Dankie dat U weet wat die beste vir my is. In Jesus naam bid ek dit.